Goeiedag geliefdes, ek is Dominee Jacques Bell van die AP Kerk de la Rywel en Stella en vandag lees ons 'n enkele vers saam uit Filippense 1, daar vers 21, die bekende, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Geliefdes, die dood is 'n realiteit wat almal van ons in die gesig staar. Dis iets wat ons elkeen ook beïnvloed op besonderse wyse. Maak nie saak wie jy is of waar jy in die lewe is nie, as iemand rondom jou sterf, raak dit jou emosioneel baie diep. Dit is iets wat ons hele bestaan skud, omdat ons besef dat ons ook eendag ons laaste asem sal uitblaas. Daardie dag is ons plek hier op aarde leeg. Daardie dag is ons stemme stil en in daardie dag is dit 'n groot hartseer vir die geliefdes wat agterbly. En geliefdes, die dood word gevolg deur die bestemming waar ons almal hier op aarde heen gaan, die graf. Maar dit is nie die eindbestemming nie, die eindbestemming is heel groter. Een van twee plekke, of jy gaan deur die genade van ons Here Jesus Christus na die hemel toe, omdat jy deur sy bloed skoongewas was en gered is, of uiteindelik gaan jy met die verdienste van die mens na die hel toe, waar jy ook die oordeel van God wat regverdiglik oor jou toekom gaan beleef. En een van hierdie twee bestemmings is uiteindelik waarheen ons heen gaan. En geliefdes, as ons hier op aarde die Here Jesus ken, as ons leef soos wat hy vra, as ons in sy genade lewe, dan sien ons dat die dood uiteindelik vir ons die wins van die hemel sal wees. Maar as ons hom verwerp, as ons in die sonde bly leef, as ons nie tot bekering kom en ons lewens vir hom gee nie, as ons nie getrou is aan hom nie, dan is die dood nie 'n wins nie. Dan is die dood 'n straf. Dan is dit iets waarvoor ons moet bang wees. Dan is dit iets waarteen ons moet opsien, en tog sien ons in Paulus se woorde dat die dood vir hom 'n wins is. Dis iets positief, dis iets wat hy verkry daardeur, omdat hy weet hy gaan na die eindbestemming toe waar hy saam met die Vader sal wees. En geliefdes, die groot ding is net, hoe leef ons? Hoe leef ons? Leef ons dat Christus die lewe is? Want as Christus die lewe is, dan word die dood 'n wins. Maar as ons nie in Christus leef nie, as ons eie willig en ons eie koppe wil volg, dan word die dood 'n straf. Dan is dit iets waarna ons moet opsien, iets wat vir ons 'n vreeslike ding sal wees. Maar geliefdes, as Christus die lewe is, en ons leef in hom, dan is die dood, soos vir Paulus, iets waarna ons ook kan uitsien. Want uiteindelik is ons almal op pad. Die dood is 'n realiteit wat nie een van ons vry sal spring nie. Behalwe as die Here kom terwyl ons leef, en dan gaan ons die voorreg hê om hom in die lewe ook te ontmoet, maar die dood kan nie een van ons vrykry nie. Daarom gaan leef Christus. Gaan leef soos wat hy van u vra. Ontmoet hom waarlik in die woord en leef julle lewe gewy aan hom, sodat die dood ook vir ons tot wins kan wees. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat u seun vir ons gestuur het. Here Jesus Christus wat sy lewe aan die kruis as losprys betaal het. En dankie dat hy in sy lewe ook vir ons die versoening gedoen het. Dat ons nie meer die regverdige oordeel hoef te dra nie, maar dat hy dit reeds op hom geneem het. Here, dat ons daarom sal leef soos wat u vra. Dat ons hom sal volg. Ons lewens tot u sal keer. Dat ons u daarin verheerlik, sodat die lewe van ons Christus kan wees. En die sterwe uiteindelik die wins. Here, ons bid dat u ook u hand van bewaring, u hand van liefde oor ons sal hou. Van nou af tot in ewigheid. Amen. Seën vir u. Totsiens.